Goeiemiddag almal. Julle, wat 'n wonderlike geleentheid. 'n Tyd en 'n spasie vanmiddag wat ons vier, wat ons dankie sê, wat ons totsiens sê, waar ons eer bring aan God en Henriette se lewe, waar ons kom hulde bring en haar lewe vier vanmiddag. En as ek so kyk na almal wat by hierso is vanmiddag, dan weet mense Henriette het baie mense se lewens aangeraak. Met haar persoonlikheid, met haar lewe, met haar lewenswandel. En vanmiddag is eintlik so 'n heilige oomblik wat ons saam vier. En ek wil hê dat ons vanmiddag ook hierdie oomblik, hierdie tyd, hierdie spasie ervaar hoe Henriette, ma, ouma en vriendin, dat dit een van haar laaste geskenke is aan ons, as ons so hier by mekaar is. En vir die kinders, mag julle weet, ek weet julle weet, maar ouma was vir julle baie lief gewees. Ek onthou so een oomblik, spesifiek daar by die kerk, as ek gepreek het daar by Welgelegen, hoe julle ouma vir my so naai tyd gekry het en vir my gesê het, dit was nou so 6 jaar gelede, hoe sy julle geniet en hoe lief sy vir julle is. Wat vir my so 'n mooi oomblik is. En ons vier vandag, want God kom gee vir ons lewe, en dan is dit sy hart dat ons elkeen 'n geskenk vir die wêreld moet wees. En ouma was 'n geskenk vir die lewe en die wêreld. Jy kon dit sien in haar persoonlikheid, jy kon dit sien hoe sy vrug gedra het, die vrug van die gees van liefde en sagmoedigheid en nederigheid en vrede, en daarom vier ons vanmiddag haar lewe. En natuurlik voel 'n mens hartseer, ek ontken dit glad nie, ons is baie bewus daarvan natuurlik, maar dood vang ons mos nie onkant nie. Ons weet mos dis die mees natuurlikste ding wat ons vanmiddag mee besig is. Dis die mees natuurlikste ding dat ons almal nie vir altyd gaan leef nie. As gelowiges glo ons dat ons bestem is om ons Skepper se teenwoordigheid te wees. Maar vanmiddag vier ons haar lewe. Sê ons vir God dankie. En vier ons een van God se geliefde kinders. Henriette Tarrant. So julle, baie welkom. My naam is Divan Vry. Ek is 'n predikant by Welgelegen Gemeente. En so 10 jaar gelede moes ek hierso begin, hier by Fontainebleau, waar julle ma is. En baie vinnig het ek hierdie ouer mense so uitgekyk. En ek weet, hulle het my ook so uitgekyk, hierdie jong, dun predikant wat hierso begin. Maar baie vinnig kruip 'n mens in mekaar se harte in. Soos jy by hulle huisbesoek doen, en jy luister na hulle lewensverhale. En ek het vir jou gesê, Vrenet, ek onthou daar in die hoek waar sy gebly het, hoe ek by haar huisbesoek gedoen het, en hoe ek nooit uit wegstap en sê, "Sjoe, Divan, ek dink ek is meer geseën deur haar lewensgetuienis wat sy nou vir my gesê het." Want sy was 'n besonderse vrou. En so het jy baie vinnig hierso in die Fontainebleau se harte ingeklim, en ek besef, hulle is oralste jong, hierdie ouer mense is oralste. Ek onthou ek was so 'n maand hierso, en ek ry so Tygervallei toe, en daar's 'n spoedhobbel, en ek stop so 'n bietjie te vinnig, want daar's mense wat oorloop, maar daar's 'n tannie wat so vir my kyk, sy sê, "Jy moet stop, Dominee." Dis 'n tannie hierso van Fontainebleau. Toe besef ek nie, hulle is oralste. En ek wil net sommer vanoggend 2 getuienisse deel van Henriette se lewe voor ek aangaan. 2 van die personeel. Vanoggend drink koffie met ons kantoorhoof, sy was op verlof gewees vir 'n bietjie met Tanya. En ek sê vir Tanya, later doen ek dan die Henriette se gedenkdiens. En sy sê vir my, daai Tanya het so 'n mooi getuienis gelewer by ons vroue geleentheid 'n paar jaar gelede. En sy was so geroer gewees. Een van die eerste ding wat sy vir my sê. En vanoggend sê ek vir Mary Ann, ons kantoordame, ek doen Henriette se gedenkdiens, sê, die tannie met die mooi oë. En toe, wat 'n getuienis, as die kerk se personeels die persoon se oë ken. Weet jy, dan weet jy, hierdie persoon was deel van die geloofsgemeenskap gewees.
So dis vir my 2 mooi getuienisse, soms so vroeg as ons so bymekaar kom van die kerkpersoneel. Maar julle op hierdie mooi middag, kom ons raak rustig, kom ons raak stil, ons bring eer ook aan die Here wat vir Henry het lewe gegee het. En ek wil sommer vir ons, sommer een van die kleinkinders vra om vir ons 'n kers aan te steek. Die kers wat lig simboliseer. Kom steek vir ons 'n kers aan en dan gaan ek vir ons 'n lied speel. Baie dankie. En julle die kers is 'n herinnering dat ons nie alleen hier so is nie, dat God met ons is deur sy Gees. Ons het nou Pinkster gevier, God het sy Gees vir ons stuur en vir ons deel maak van sy groot herskepping. En mag ons ook weet dat ons hier so in die teenwoordigheid van God is. En om ons nog meer bewus te maak, speel ek vir ons 'n lied, O Heer my God, julle wat lief was vir liedere en musiek. En hierdie weergawe is 'n weergawe van Elvis Blue, wat hy oorgesing het en bietjie oorgeskryf het. So ek speel dit vir ons, ontvang dit as 'n manier hoe ons verder vir die Here eer bring, op hierdie mooi sonskyn dag, en dan ontvang ons, O Heer my God, hoe groot is U. O Heer my God, as ek in eerbied wonder in al die werke, elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterrenwolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek juig, ek's veilig in U hand. Ek juig vir U. Ek sien die veld, die bos, berge, vlakte. Ek hoor U fluister, grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my. So ek juig, ek's veilig in U hand. Ek
kom jy is veilig in sy hand. Kom jy O Heer, ek kom met eer en wonder, as ek die werke elke dag aanskou. Kom ons bid saam. O Heer ons God, Here ons eer U vanmiddag. Here, U wat lewegewer is, U wat vir ons so vrylik kom lewe gee het. Here, baie dankie daarvoor. Dis iets wat ons nie net as vanselfsprekend wil aanvaar nie, Here. Maar Here, wat ons bely is 'n groot geskenk uit U hand uit. Here, dankie dat ons vanmiddag hier kan sit met sintuie wat U vir ons geskenk het om hierdie skepping van U te ervaar. Here, en dan kroon U skepping met ons as mense, U beelddraers. Baie dankie daarvoor, Here. Here, baie dankie dat U ook vir Henriette kom lewe gee, Here. Here, en in haar lewensreis, Here, het sy ook, Here Vader, U uitnodiging aanvaar, ervaar en aanvaar, Here Vader, dat U haar hemelse Pa is, haar skepper. Here, en dankie vir die manier hoe sy ook haar lewe ingerig het met U Gees en so lig kon uitstraal in haar lewe. Hoe sy lig kon leef en ook lig kon leef. En baie dankie daarom, Here Vader, vir hierdie spesiale oomblik vanmiddag wat ons vier en dankie sê vir U en vir haar, Here, en die manier hoe sy in haar aardse reis op verskillende maniere deel kon wees van ons lewe, Here. En ook die impak wat sy kon gemaak het. Dankie, Here Vader, dat U ook deur haar gewerk het, Here. Liefde deur haar laat uitleef het, Here. En dankie ook vir 'n spesiale tyd vanmiddag wat ons as geestelike ruimte ook kan inrig. Here, want ons weet ons is nie net vel en been nie, maar ons meer, U die Gees vir ons te stuur. En daarom baie dankie. Here, gee vir elkeen ook hierso vir vanmiddag wat ons elkeen nodig het in ons siel, liggaam en gees, en mag ons ook uit hierdie herdenking ook geïnspireer wees deur Henriette se lewe, Here Vader, en verder lig gaan uitleef. Ons bid dit in die groote en heilige naam. Amen. Julle, soos ek gebid het, God is hier iemand vir ons lewe gee, en ek gaan nie baie lank preek nie, en ek gaan dit ook intentioneel lig hou, want ek glo dit is hoe Henriette dit ook sou gehad het. Maar reg aan die begin van die Bybel, dan ken ons die verhaal, God het Adam gemaak, en die Hebreëse woord vir Adam is die versamelterm vir mens, het die mens gemaak. En dan, wat is die Hebreëse woord vir grond? Die Hebreëse woord vir grond is Adama. Daar is hierdie baie mooi woordspeling. God het die mens, Adam, uit die Adama gemaak, uit die grond gemaak. En so was ons almal stof gewees, en kom sê Genesis vir ons, God het dan sy lewensasem in ons ingeblaas. En daarom is ons nie net vel en been nie,
maar is daar ook iets meer. Dis in hierdie gebou hierbo in die siekeboeg wat ek vir 'n kerklidmaat gebid het wat op sy laaste was. En ek saam met hom hou ek sy hand vas en ek bid. Mag jy ook nou in hierdie laaste uur gaan na God toe. Welcome, you're more than welcome, welkom almal. Wonderlik, baie welkom julle. Kom sit gerus hier saam. En in daai laaste moment bid ek, Here, dat hierdie persoon ook sal oorgee na God toe. En in daai oomblik blaas daai persoon sy laaste asem uit. En daar is hy oor. En dan besef jy net opnuut, daar is iets heilig aan die lewe. Daar is iets spesiaals, daar is iets buitengewoon. Ons het God se gees in ons. En so het God vir Henriet ook lewe gegee, lewe in haar ingeblaas. As jong dogtertjie het sy haar lewe begin. En klein meisie het sy geleef en ek het 'n backup mic indien julle wonder, so as hy weer probleme gee, ons maar altyd seker tegniese goedjies, dan sal ek oorgaan na 'n ander mikrofoon. En so het sy ook al lewe begin as jong dogtertjie, soos ons almal ook maar begin het as jong kinders, skool toe gegaan, 10 maar rooi skoene wat nie lekker sit nie, in skool toe gegaan, jong tiener meisie geraak, soos hy deel die seisoene van die lewe, verlief geraak, getrou, kinders gekry, soos hy deur die seisoene van die lewe, kleinkinders ervaar wat deel van haar lewe is. En ek gaan nou hier die mikrofoon wegsit en oorgaan na hierdie ene toe. Ek kan 'n bietjie harder sit hierso. Dit is altyd goed om 'n backup plan te hê. Dan sê ag, baie dankie. Dan sê en in hierdie reis van haar het sy ook besef daar's meer aan die lewe. En het sy besef daar's 'n hemelse Pa wat vir haar baie lief is. En het sy God deel gemaak van haar lewe. En haar lewe mooi ingerig met 'n klomp memories, 'n klomp herinneringe, mooi stories, haarself uitgeleef. Vriend het gister sommer vir my lekker van haar lewe vertel. Julle sal nou baie beter ook weet. En ek seker dat 'n klomp verhale ook saam met haar. Iemand wat lief was vir naaldwerk, Marie soetjie so wat deel was van die groep. Haarself daar uitgeleef, lief was om in die skepping te speel. In die natuurparke ingegaan en besoek. 'n pretpersoon, né? Ek sien sommer hoe skud die koppe as ek die woorde sê. Iemand wat lief was vir die lewe, absolute joy het iemand gesê. Iemand wat van mense gehou het, 'n regte mens. 'n extrovert, as ek nou sommer so vinnig kan sê. Jy weet, sy sal sommer na kerk altyd vir my kom dankie sê vir die boodskappe. So ek dink nogals haar love language as words of affirmation. Jy weet, om dankie te sê, daar's niks sommer hoe skud ek op, maar 'n lekker mens, né? Iemand wat 'n bok vir sports was. Het so lekker vertel hoe sy daar aan Struisbaai se strande gaan swem het. En ek het so lekker gelag vir jou vriendin. Ek gaan nou sommer die storie hierso deel wat jy gesê het. Hoe sy gestap het na die Spar toe en daar het blykbaar 'n donkiekar hier verbygekom en met haar gepraat. En die mense op die donkiekar het gesê, ouma, moet ons nie vir jy lift hê? En sy het gesê, ja. En hoe sy met die donkie Uber gegaan het tot by die Spar, agterop hierdie donkiekar. En afgeklim het en vir hulle 'n Coke en 'n paai gekoop en om vir hulle dankie te sê. En het gesê, ouma, moet ons weer terugvat? En sy het gesê, nee, ek sal self loop. Nee?
wat 'n mooi verhaal van iemand wat 'n lekker mens is, né? Ek het so lekker gelag toe ek dit gehoor het. Dit is 'n mooi storie. Ek dink dit is miskien die eerste donkie Uber wat daar so is. En ek glo nogals, ek sê dit nou baie simplisties, maar met baie respek. Ek dink Jesus wil hê ons moet 'n lekker mens wees. Want dis die vrug van die Gees nie om 'n lekker mens te wees nie. Nee. Om lekker te lag. 'n Groot teoloog het enige groot teoloog 'n onderhoud met hom gehad. En toe het hulle hom gevra, as jy al jou jare se teologie moet opsom in 'n sin, wat sou dit wees? Ek dink die teoloog se naam was Migliore. En hy het so teruggesit en sê hy, wees lief vir God, geniet God, geniet die lewe. En is dit nie ook 'n mooi opsomming van Henriette se lewe nie, né? Geniet God, wat hy vir ons gegee het, die skepping, die lewe wat ons het, en geniet die lewe. Geniet vir God, om te aanbid en te prys en te loof, en geniet die lewe wat jy ontvang het. En Henriette het ook so haar lewe ingerig, wat vir my mooi is. Daar's 'n Indiese skrywer, vroue skrywer, Arundhati Roy. Sy's groot geword in 'n Christelike huis en 'n boek geskryf. En dan skryf sy so mooi, the only dream worth having is to dream that you will live while you are alive and die only when you are dead. En as ek dink aan Henriette wat so lig geleef het, om te lewe terwyl ons lewe, en eers dood te gaan, wanneer dit die einde is. En Henriette wat ook voluit gelewe het op daai manier. Want sy was iemand van hoop gewees. En vriendin het ook gesê, ek hoop ek raak oud soos sy oud geword het. Wat 'n mooi getuienis is, né? Maar Henriette was 'n vrou van hoop gewees. En een van die tekste wat die familie ook vir my gevra het om vandag te noem, is die woorde, die bekende, maar ek lees dit vir ons uit die 2020 vertaling uit Jeremia 29 vers 11. Waar die Here sê, ja, ek ken die planne wat ek vir jou het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed, en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. So mooi. En ons vier Sondag Vadersdag. En is hierdie nie so mooi woorde van God se Vadershart vir almal van ons nie? Ek wil hê jy moet 'n toekoms hê wat in voorspoed is. Ek wil hê jy moet teenspoed in die lewe hê nie. Ek wil vir jou 'n toekoms van hoop gee. Is dit nie iets wat elke ouer ook vir sy kinders droom nie? Dat jy 'n toekoms sal hê van hoop. Nie wanhoop nie. Daar's baie dinge wat vandag wanhoop in die wêreld vir ons kan gee. Maar dan kom God en sê, ek wens vir jou 'n lewe van hoop. En dis ietsie wat Henriette uitgeleef het. Hoop. So mooi. En ietsie wat God vir ons almal, 'n uitnodiging van almal van ons. Ek wil hê jy moet hoop uitleef. Want ek leef in jou. En dis wat sy ook uitgeleef het. 'n toekoms gevul met hoop. En sy het daai uitnodiging van God aanvaar en gevat en gehardloop daarmee. En hierdie hoop is 'n tasbare hoop. Want jy kon dit sien en ook in Henriette se lewe. Die vrug van die Gees, né? Sagmoedigheid, vriendelikheid. Dit vat natuurlik tyd om te groei, né? Dit is nie net outomaties nie, dis jare se. En jy het ook gesê, jy weet, sy het nie die maklikste kinderjare gehad nie. So dis die vrug van die Gees dat mens groei. En jy gee oor en jy laat die Here deur jou werk. En dan is dit 'n geskenk om vanmiddag te vier. Want sy was iemand wat hierdie vrug van die Gees uitgeleef het. Jy kon dit sien in haar lewe. En daarom vier ons ook vanmiddag. Dis die geskenk ook van vanmiddag wat ons ontvang uit haar lewe uit. Een van haar laaste geskenke aan ons.
ietsie van haar legacy. En dit maak dat jy saam met Paulus dan in die Bybel kan bely Romeine 14 vers 8, as ons leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En wanneer jy hierdie uitnodiging aanvaar, dan raak hierdie woorde wat mense soms opgesê het in sonnaskool, nie net mooi woordjies hier, maar dit raak iets wat jy in murg en been ken. En dan stap jy in die wêreld in, en jy raak 'n draer van hierdie liefde en hierdie lig, wat dood dan nie aan jou iets kan raak nie. Dan sing ons uit volle bors, my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Hierdie is dan nie net mooi refreine wat ons sing nie, maar dit raak die lied van ons lewe. Dit raak vir ons 'n egte woorde. Dit is my enigste troos. En dan raak 'n mens vry. Dan raak jy vry, want alles rondom jou raak genade. Elke asem wat ons asemhaal is 'n stuk genade. En dan raak jy vry. Dan raak jy vry om op 'n donkiekar te ry in die strate van welgeleë en nie om te gee wat ander mense van jou dink nie, want dis lekker. Né? Jy leef lig. Jy kan 'n bietjie laf wees, né? En jy kan lag vir jouself. Die belangrikste, né? Jy raak vry. Vry om lig te kan leef. Lig, nie swaar nie, maar ook lig, né? En nie lig naïef nie, maar lig in 'n wêreld waar daar ook 'n klomp swaar dinge is. Richard Rohr sê so mooi, dying into life. Dis wat ons as gelowiges doen. We're dying into life. Sterwend tot lewe. Sterflinge weet ons is nou reg en môre weg, maar dis reg so, want ons is syne. Dis ons enigste troos. En dan kan ons ook lewe. En dit is die toekomshoop wat Jeremia ook vir ons sê, wat God vir ons sê, deur Jeremia. Mag julle met so 'n hoop leef. En dis ook die hoop waarmee julle maar geleef het. En daarom ontvang ons ook vanmiddag hierdie geskenk van julle ma wat sê, leef. En dit bring vir ons geluk. Daar's die ou kerkvader Augustinus, as hy het saam met iemand 'n gesprek gehad oor geluk, en dan sê hy aan die einde, dit was my so roerend, dan sê hy wat vir hom die grootste bron van geluk is. Dan sê hy die grootste bron van geluk vir hom is dat hy God kan ken, maar dat God vir hom wil hê. Dit is vir my so mooi, dit het my so getref. Dat God meer vir ons wil hê, as wat ons soms vir hom wil hê. En dit is ons grootste hoop. Dat God vir ons verlang na ons. En dan gryp ons hierdie uitnodiging van hom aan, dankie. En dan is dood nie 'n onderbreking van ons identiteit nie. Ons hou vas aan die liefde van God, wat van voor tyd af is, daar saam met ons is. En mag Henriette se lewe ook vir ons 'n stukkie inspirasie wees, om lig te leef en om lig te leef. Nie swaar nie. Ek dink iets wat vandag 'n baie groot getuienis is in 'n wêreld van so baie onsekerheid, waar daar so baie ding aan die gang is, om lig te leef. En dit raak ons getuienis dan aan die res van die wêreld en aan ander mense. En daarom mag, as ons nou verder ook na die tyd stories deel en na die tyd later ouma se tye mooi memories vertel, mag dit ook vir ons 'n stuk inspirasie wees van iemand wat lig geleef het, want sy het 'n toekomstige hoop gehad. En mag dit vir ons 'n inspirasie wees en ons ook verder lig daar buite gaan leef. Amen. Ek wil nou sommer vra vir 'n paar woorde verder, huldeblyk en bedankings. Ja, julle is baie welkom. Baie dankie. Goeiemiddag almal. Sjoe, hier's baie mense. Ek het nie besef hier so baie nie. Dis wonderlik. Volgens stop ek en gooi gou diesel in. Ek sê
Hallo Michael, Matthew, hy sê nee meneer, dis nog steeds nie reg, jy sit jou bril op. Ek gaan nou my bril opsit. Nou is hy. So, kort huldeblyk van my kant af. Dit was 'n voorreg om saam met Henry en Terren te bid, so 3 weke terug. Ek en die seuns was daar, onthou julle seuns. Ruben sê, hoekom moet ons vir ouma bid? Ek sê, mens weet nooit wanneer dit die laaste kans is nie. Ouma se hand gevat, en Ruben het vir haar gebid, sy het hom so 'n drukkie gegee, en geregistreer, en Alexander dieselfde gedoen, en toe ek, so, dit is 'n wonderlike voorreg gewees. Ek wil nie uiteindelik vir haar eer nie, ek wil haar hele familie eer. Ek dink die Terrent clan is 'n groot clan, en ek ken julle nog steeds nie almal nie, moet ek sê, en ek sal seker nooit nie, maar dit is my 'n wonderlike 30 jaar saam met julle, nie? Plus 34 jaar, kan jy dit glo? Ek kan dink aan great tye, die Terrent huis was my huis, weg van my huis, wat in Klerksdorp was, dit is ver. So dit was my huis hier so in die Kaap, tot ek hulle dogter gesteel het, en die lewenswyshede wat ek aan dink, besigheidsvernuf van Carl Terrent, daar is 'n paar goed wat ek nou nog in my lewe doen, wat Carl Terrent vir my geleer het, wat wonderlik is. Prettye saam met die seuns, en saam met neefs en familie, ek onthou daar was baie van hulle gewees, saam geboer, en saam swaar gekry op die plaas ook, maar dit was lekker tye, en dan, ja, hierdie jaar 30 jaar getroud met hulle dogter, nee. Baie geseënd, en Terrent was my die gom en die biddende ma sonder die status. Hy het nie die status en die eer en die geld en die roem en die krag nagestreef is. Al kinders het dit gekry, daai talente, Carl Terrent het dit uitgeleef. Sy was die biddende ma agter almal. Sonder haar was daar baie niks gewees nie. En as ek 'n grafsteen sou opsit, maar sy word mos veras, soos ek verstaan, so daar is nie 'n grafsteen nie. Miskien is daar, sou ek gesê het, hulp aan die hulpeloses, omgee vir almal, en 'n Jesus volgeling. Dis die 3 goed wat ek sou opsit. En Terrent het vir ons die pad hemel toe gewys, deur haar Matteus 18 vers 3 lewenstyl. En sy is vandag op die beste plek ooit. Die vraag is, gaan ons volg in haar voetspore van nederigheid, afhanklikheid, sagtheid, openhartigheid en haar volle vertroue in die uitgestrekte hand van Jesus Christus, wat sy elke dag gevat het. En dit is my so mooi gewees. Matteus 18, toe ek nou so 2 dae terug George toe ry, dink ek, Here, as daar iets is, gee het vir my die woord uit. Toe sê hy vir my, Matteus 18 vers 3, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die hemel. Sy het haarself gereeld verneder, nederig gehou, kom ons sê so, en vandag is sy die grootste in die hemel. Dit is 'n omgekeerde resep wat ons in ons kultuur ken, hè. Sy het vir my die Matteus 18:3 mens geraak, as mens nou die hele hoofstuk lees, praat dit van vergifnis. Ek kan nie onthou dat sy ooit lelik gepraat of iemand nie vergewe het nie. Dit is vir my 'n baie groot voorreg gewees. Sy was regtig nederig, opreg, en sy het in afhanklikheid teenoor haar Skepper gelewe. Wonderlike voorbeeld. Sy het ook die stem van die Heilige Gees geken wat haar gelei het. Selfs al moes sy nie ver gaan die dag nie, het sy daai stem gevolg. En vir my het sy 'n aangename reuk van Jesus Christus agtergelos, oral waar sy gegaan het. En die laaste stukkie gaan ek lees, want ek wil dit nou nie verkeerd kry nie, so is net 'n sinnetjie. En vanoggend toe ek in die bed lê en met my warmwater sakkie, skout in Stellenbosch gewees. En vra ek vir die Here nou, gee nou vir my iets, en terwyl hy het nou vir my download, tik ek so vinnig. En die stukkie wat ek van hom gekry het, is die volgende. Ouderdom gee vir ons 'n tweede kans om weer soos kinders te raak, met hierdie bogenoemde kwaliteite van nederigheid en afhanklikheid. En die vraag is, gaan ons in hierdie tweede kans aangryp
en in Henry Terrence is voetspore volg. En dis 'n veilige pad, want sy het in die voetspore van Jesus Christus geloop. Kan ons gou eens oor toe maak asseblief? Here, dankie vir 'n wonderlike vrou, wat ons vanoggend kan, vanmiddag kan celebrate. Dankie vir die sports wat sy was, en net die gebede. Vader, ek is seker daar's ure en ure se gebede gewees. En daai saad wat sy gesaai het, wat opgekom het en floreer het in haar kinders en in haar kleinkinders en in haar groter familie. Ons wil bid dat ons sal in ons harte strewe om in haar voetspore te stap, want sy het weer in Jesus se voetspore gestap. En regtig wees soos kinders te word, want sê in die woord, sonder dit kan ons nie die ewige lewe instap nie. Dat ons regtig strewe om elke dag van U afhanklik te wees, deur die Gees gelei te word, om sagmoedig te wees, Vader, en vergewe ons waar ons baie keer nie is nie. Vergewe my. En Vader, laat ons regtig die koninkryk sal groei elke dag en tot daar nagedagtes. Ek bid vir seën op elke persoon wat hier is, elke familie, waar hulle ook al mag heen reis, Vader. Dat ons elke dag, elke oomblik en elke gesprek sal aangryp en net rus in U. In Jesus naam. Amen. Dit is aan my voorreg om die bedankings te doen namens die gesin, namens my en Meiring en Tuin en Michael en Elaine en die 4 kleinkinders. Sê ons dankie vir Divan. Dankie vir die mooi boodskap. Jy het daar so mooi vasgevang. En ja, ons het almal sulke wonderlike herinneringe aan haar, en dankie dat jy dit met ons gedeel het. Aan Dubs, die begrafnis ondernemers, kyk, my broer Meiring, my oudste, het die reëlings getref. Hy is nou nie 'n man wat van swak diens hou nie, en ek het nie 'n piep gehoor nie, so dit moes wonderlike diens gewees het wat ons van hulle gekry het. Ek wil vir die personeel van hierdie plek baie dankie sê. Dit was waar tuiste vir so lank, en my broer uit Saudi-Arabië het gesê, asseblief tog noem nou die vroueltjie, sê die naam vroueltjie, want die mense het vir my ma gesorg. Sy was ontsettend lief vir julle, het altyd so mooi van julle gepraat, asof julle familie is, bloedfamilie is, en elke keer as mense kom, as sien mense hoe oplettend julle is, elke detail, as daar ietsie fout is, sê hulle vir Tannie Tilla wat vir ons laat weet. As ek hier kom en ma kon later, sy was nie meer, kon nie self meer beweeg nie. Sy moes gewas word en aangetrek word en in haar rolstoel geplaas word, haar hande moes geposisioneer word, en as 'n mens hier aankom, dan is sy aangetrek en haar hare is gedoen asof sy nou gaan tee drink by iemand, en nie asof sy heeldag in vroueltjie gaan wees nie. Dit was regtig asof julle het wel gesorg asof dit julle eie ma is, en ons waardeer dit baie. En dan sê ons ook almal, vir almal wat hier is vandag online in persoon, almal wat nie kan wees nie, en wat vir ons woorde van vertroosting gestuur het en hulle lekker herinneringe met ons gedeel het. Ons waardeer julle teenwoordigheid in haar lewe en ook in ons lewe. En ek sê ook vir haar dankie vir dit wat sy was. Ek doen so goed. Die van staan in vir my vriendin, ek uit mekaar uitval. Ek kan net 'n oomblik neem. Ek is amper klaar. As vir die ouma, die tannie, die vriendin, die ma vir ons vriende, en wag, ek moet nou eers terug en ek is nog nie amper klaar nie. Ek moet ook dankie sê vir almal wat vir ons wat vir gereeld kom besoek het. Vir Tannie Tilla, wat 2 keer 'n dag hier was en ander gesasies maak het. Ek meen later kom my ma nie eers meer deelneem aan gesprekke nie, maar Tannie Tilla, tipiese Terrence-styl, praat net voort. Sy gesels en maak asof my ma kan deelneem aan die gesprekke, en Tuin het gesê, Christa, ek moet vir jou ook dankie sê, dat jy altyd bereid was om vir die 2 dames Uber te speel. Hulle klap net hulle vingers en dan rol Christa se wiele, en ons was nie altyd so naby om dit moontlik te maak nie. So ons waardeer dit. Okay, nou is ek regtig amper klaar. Ag, vir dit land voetjie.
Goed. So vir julle was sy 'n ouma en 'n tannie en 'n vriendin. En vir baie van julle was sy 'n ma. Vir ons vriende, ons soveel van die mense het vir ons gesê, jy weet, ons het so lekker met haar om die kombuistafel altyd gekuier en koffie gedrink. En julle was eers daar nie, haar kinders was eers daar nie, dan kuier ons vriende saam met ons ma. Definitief 'n boek vir sport, Stefan. Daai swemmery, daai storie wat ek vir jou vertel het, bly vir my klassiek van my ma wat so in die branders by Struisbaai al jare nie verstaan hoekom is almal op so 'n pragtige dag op die strand nie, tot die lifeguard vir haar kom sê, mevrou, jy moet nou uit die water klim, die Trans-Agulhas bote gaan nou hierso op die strand aankom. Dit is hoekom almal op die kant staan. Ag, en sy was eenvoudige dierbare mense, en ek en Tuin en Meiring het die voorreg gehad om alles wat jy geniet het van haar te geniet, maar net die hele tyd. Wat 'n voorreg om deur haar groot gemaak te word. Dankie. Dankie Franet. As ek nog net so laaste en ek kan byvoeg, ek dink een van die dinge wat so lekker was met haar te gesels, sy het die mooiste aksent gehad. So lekker aksent, sy praat so mooi, dat jy die hele kan luister hoe sy praat, en ek dink dit was ook, hoekom ook sy so lekker mens was. Julle mag, julle ook vandag, deur hierdie herdenking, ook haar 'n verdere uitnodiging ontvang, 'n verdere geseën ontvang uit haar lewe, wat ons ook 'n stuk inspirasie gee vandag. En mag dit verder leef, dis hoekom ek gesê, dis hoekom ons herdenk, dis hoekom dit 'n heilige spasie is hierdie, en mag dit ook voortgaan, ook in ons lewe, om lig te leef, en om lig te leef. Ek gaan vir ons die seën uitspreek, dan kan ons lekker verder gaan kuier daar agter, lekker same sein hê, en mag julle 'n baie geseënde dag verder hê. Mag God die Vader, ons hemelse Vader, Jesus Christus sy Seun, wat vir jou baie lief is, en die Heilige Gees, wat reeds in jou woon, die vrug van die Gees voortbring, en mag jy in liefde gaan leef in hierdie wêreld. Amen. Geseënde dag vir julle verder. Dankie.